Een van die meer unieke projekte is die Potjiekos-reeks. Dat kan nie Ja. wag nie. Waar Okay, daar verkreeg ons so 'n bietjie van gesondheid hier. waar resepte geskep in die proses gebeeldsend word. Wat sê dit vir julle oor gemeenskap, stories en God se teenwoordigheid in alledaagse oomblikke? Ons gaan die Vosers hier in betrek. Dis Ja, ons. dit gaan 'n pragtige spanpoging wees. Ja, soos wat die vraag nou sê, ons ervaar God ook in dit, want ons doen daai ding, jy weet. So, ons het al reeds begin met die lekkerste resepte. Ek moes die mense se kwyl die hele tyd afgegee na die aand terwyl ons gepraat het oor die resepte, en ons gaan ook, mag ek maar sê van die planne. Ons gaan ook begin om souse spesifiek vir potjiekos te skep. En ons gaan dit brand en dit gaan die potjiekos, Jaco se sous, something like that wees. Die moontlikhede is so legio. En weet jy wat, daar's soveel mense wat vanaand vir ons kyk of nog in die week gaan kyk, wat met soveel planne en idees sit en dink, dit kan nie, dit kan seker nie, my tyd is verby, ek is oud. Ja. Ek hoef nie meer nie. Maar as jy net kan verstaan, as ons dit met doen daai ding kan regkry, om mense te mobiliseer, om te sê, I can do it. My gedagte, praat ek met jou, en jy sit nog 'n bietjie kleur by, en want dit is wat ons gedoen het met ons potjiekos, ons het begin praat daaroor, en dit gaan nou gebeur. Dan skep jy. Yes. Want daar was nie 'n potjiekos op doen daai ding gewees nie. Daar was nie potjiekos souse gewees wat ons in ons gedagtes gehad het nie. Maar dit is hoe ons weet dat God is agter hierdie hele ding. Hy is die groot inisiatief. En hy druk dit in ons harte af. Hy gee ons die idees, hy gee ons die planne, en hy sal ons ook help om dit te volvoer.